Handelinge 2 vers 43 tot 47. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elke een se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hier in Handelinge 2 vers 43 tot 47 beskryf Lukas vir ons hoe die eerste gemeente gelyk het. Die gemeente wat tot stand gekom het nadat die Heilige Gees uitgestort is en Petrus op Pinkstersondag gepreek en mense tot bekering gekom het. Lukas sê die een ding wat uitstaan van die vroeë Christelike kerk is dat hulle eensgesind was. So eensgesind dat hulle geld met mekaar gedeel het, dat hulle besittings verkoop het, sodat hulle mense kon help, aan medegelowiges kon help, wat dalk swaar gekry het, wat dalk nie gehad het wat hulle het nie. Hulle het gereeld by mekaar gekom, hulle het saam geëet en hulle het God geprys, hulle het sy naam groot gemaak. Ons moet dit leer van die vroeë kerk. Ons moet eensgesind wees. Daarom moet ons verdeeldheid bely, van die kerk van Jesus op aarde vandag is so verdeeld. Deel ons nog ons besittings met mekaar? Is ons bereid om ons besittings te verkoop, ons geld met ons medegelowiges te deel, sodat hulle nie tekort het nie? Eet ons nog genoeg saam? Prys ons saam die Here? Dit is wat ons moet doen, dit is wat die vroeë kerk gedoen het. En die gevolg daarvan was, dat die hele volk hulle goedgesind was, want mense sien raak hoe hulle leef. En as ons leef soos hulle geleef het, as ons eensgesind is, as ons mekaar lief het, dan sal die wêreld dit raak sien. En omdat hulle eensgesind was, het daar elke dag nuwe bekeerdes by die gemeente gekom. Die kerk het gegroei. Hoekom kwyn ons kerk vandag? Omdat ons nie eensgesind is nie, omdat ons nie meer deel nie, omdat ons nie genoeg by mekaar kom, saam eet, saam die Here prys en sy naam groot maak nie. Kom ons begin om dit weer met oorgawe te doen. Here, dankie vir die voorbeeld van die vroeë kerk. Dankie dat die vroeë kerk eensgesind was. Dankie dat hulle dinge met mekaar gedeel het. Vergewe my waar ek selfsugtig is, waar ek baie keer net op my eie dinge en my eie belange ingestel is en vergeet van medegelowiges wat dalk in nood is. Maak ons as kerk vandag eensgesind, Here, sodat die wêreld U kan sien, sodat die wêreld kan sien dat U 'n God van liefde is, sodat die wêreld kan weet, U het ook gekom om hulle te verlos en sodat die kerk kan groei, omdat daar elke dag nuwe bekeerlinge bygevoeg word. Lei my vandag, Here, om werklik waar U liggaam, U hande en U voete in hierdie wêreld te wees, sodat U daardeur geëer en verheerlik kan word. Amen.